Liewe Esther, die kinders, saam met julle gesinne en dan ook die naby familie. Ek het gaan kyk, maar julle is baie jare al deel van hierdie gemeente. Is daar iemand wat voor ons hier was. Maar nee, vandat ons hier is, loop ons al wat saam, baie vreugdes gedeel en ook al hartseer met mekaar gedeel, maar ek dink niemand van ons wil eintlik hierdie dag hier nie. En ons kan net vir julle bid en wees verseker dat hierdie gemeente vir julle dra in gebed, nie net vir hierdie dag nie, maar ook vir elke dag wat vorentoe wag. Mag julle daardeur ook ervaar hoe die Here vir julle alles is wat julle mag nodig hê en hoe julle ervaar hoe hy ook vir julle versorg, soos net hy dit kan doen. Hier is ook glo ek 'n baie besonderse groep mense hier rondom julle, letterlik van heinde en verre. So dis nie net ons gemeente nie, dis uit die uithoeke van die land wat daar vir julle ingetree word en dit sal, weet ek, vir julle ook in die toekoms ook verder, ook elke oomblik dra. Ons gaan geliefdes so 'n bietjie ander begin hê vanoggend as ons, omdat ons graag sekere liedere bymekaar wil hê en so meer, het ons dit goed gedink dat ons vanoggend gaan begin deur die bedankings te doen. So ek gaan vra die persoon wat die bedankings vir ons gaan hanteer. Dit lyk my dit is jy wat hier moet opstaan. Hy behoort aan te wees. Ek wil jou nog bedank vir die pragtige boodskap wat jy gaan gee. Kom ons aanvaar dit. Dit sal so wees. Ek is nou jammer, ek het gedog is 'n bietjie later. Liewe vriende en familie, ja, dit is vir ons nie 'n lekker geleentheid om hier by mekaar te wees nie. En Estertjie, ons dink spesiaal aan jou vandag. Mag jy versterk word en krag kry en julle kinders, Esther, Corneille, Braam, ons weet julle mis hom en dit gaan vir julle 'n moeilike tyd wees, maar ons is met julle. Ek is hier om die bedankings te doen, so ek bedank julle vir wat julle in Benny se lewens beteken het. Ek gaan sommer dan dit wat die familie my gevra het om te doen, Dominee, baie dankie vir u, vir die pad wat u saam met hierdie familie loop. En dan weet ons, daar was 'n spesiale besoek, die laaste besoek. En ons koester dit in ons harte. Dan gaan ek begin deur, dis spesiaal van Corneille af, was hy gesê het, ons moet spesifiek vir Annelie Konradi hierdie boodskap hier voorlees. Annelie, dankie dat jy jou weg opgebaan het om hier te wees vandag met jou besige skedule, afvoet en al. Corneille het gesê dat sy die beste oralis in die wêreld soek op haar pa se begrafnis. En dit is jy. Al kan jy nie vandag oral speel nie as gevolg van jou seer voet, jy is die beste pianis wat sy ook al ken. En sy ken baie, en ons het dit net nou gehoor. Jy beteken ongelooflik baie vir haar as ook vir die familie. Marilet van die kerk, my maat van Uisterenplaat, baie dankie vir ons pragtige blomme en dat ons so vinnig op jou knoppie kon druk. Jy is 'n pel so na my hart en ons as familie waardeer jou ongelooflik baie. Dan wil ek graag ook vir Christa baie dankie sê vir die eetgoed op so kort kennisgewing wat vir ons na die tyd bedien gaan word, as ook die wijksusters. Baie dankie daarvoor. En dan het Estertjie gevra, ek moet spesifiek al haar jarelange vriendinne, en ons weet hoeveel vriendinne het sy. Vir al julle drukkies, julle kos wat julle aangedra het, en julle vriendskap, julle boodskappe en eetgoedjies. Baie dankie daarvoor. En dan het sy ook spesifiek gevra vir Benny, vir al sy vriende, dat ons vir hulle ook almal dankie sê, vir die inset wat julle in sy lewe gehad het. En dan, mens wil nie vriende uitsonder nie, maar Charles
Marina het jare langs hulle gewoon. Dankie dat julle julle reisreëlings aangepas het om vandag hier te wees. Ek weet julle was maar geforseer want julle moes langs mekaar bly. Om met hulle so lank vriende te bly is nie maklik. Maar ons is dankbaar vir julle. En dan hoe het die begrafnisdienste? Die manier waar jy op hulle die familie hanteer het, ons waardeer het ongelooflik. Julle het 'n sagte hart en julle doen dit nie net as 'n werk nie. Ons kan sien as 'n passie by julle. Dankie ook vir die eetgoed. En Gerda, Christie, Corine, was die ander dag daar by jou en daar's 'n paadjie ook voor te loop, maar dankie dat hulle 'n skouer en 'n knop het om op te druk. Ons weet, die hele boedel, alles is in baie goeie hande en verskriklik dankie wat jy vir die familie beteken. En dan Gertjie, dankie vir jou onmiddellike inspring by die graf en vir ons netjies maak, julle sal sien. Dis baie spesiaal. Baie dankie vir jou. Dit is altyd so moeilik om bedankings, om die verpleegpersoneel en daai mense te bedank. Ons sê vir hulle dankie want dit is hulle werk, maar daar spesifiek gevra dat ek vir Dr. Konrad Wester, hy het 9 ure van sy tyd geveg om vir Benny in die lewe te hou. En hy was net so hartseer toe Benny gegaan het. Ons sê vir hom baie dankie. En dan Obetta en Jaros, die huismense, ons baie dankie vir wat julle vir Benny en Estertjie beteken. En julle gaan nog jare saam wees. En mense dan die kleinkinders, ek kan nie anders as om vir julle dankie te sê. Dietrich, Wilhelm, Clara, Dior, Zionei en Erasmus. Julle gaan julle oupa mis. En dankie vir julle insette, Wilhelm, julle met hierdie video's en julle het onmiddellik ingespring. En ek weet julle gaan baie hartseer wees, maar dit was 'n voorreg. Hy het sy laaste kleinkind gesien op pad hoërskool. En daar's baie min oupas wat daai voorreg het. En dan wil ek spesifiek vir die skoonseuns, Dietrich en Philip, verskriklik baie dankie. Dat julle veral die kleinkinders toegelaat het vir oupa om 'n oupa te wees vir hulle. En Philip, daai laaste inisiatief wat jy en Wikus gehad het om julle by Groot Mariko by mekaar te kry. Julle as gesin gaan dit vir jare lank koester. Baie dankie vir dit. Dis die eerste keer in jare dat hulle al die kinders en al die kleinkinders, en dis op daai pragtige foto is op Groot Mariko geneem, nou onlangs. En dan wil ek in verskoon my as ek nou dalk bietjie my klats gaan gly, maar Wilma, sy is die laaste een met Tonis. Julle was 5 kinders, en ons waardeer ongelooflik dat jy vandag hier is onder moeilike omstandighede. Ons sien jou met jou pad vorentoe. Estertjie, die vrou wat jy vir jou man was. Ons kom regtig, ons kom eer jou. En dankie wat jy vir Benny gedoen het. En dan, ek moes jou nou laaste gesê het, maar het sit nou vir my herinner. Sy het my gesê, die een wat ek eerste moet dankie sê, is Corine. Corine, Estertjie waardeer dit ongelooflik. Toe ons hoor Benny is dood, het sy onmiddellik in haar kar geklim en vir Estertjie kom ondersteun. Weet net, dit word opreg waardeer. Mense, ons sien die dag in baie dankie vir elkeen se inset vir vandag en wat julle insette wat julle in Benny se lewe geleef het. En dan, Benny, ons sal onthou hoe hy altyd gesê het, well caught here in the slips, fellow. En ons sê vir jou, lei legheid om maat, lei legheid. Ons volg jou voetspore. Dankie. Baie dankie dat ek jou kort kennisgewing ontvang. Maar ons weet dit is bitter moeilik om hier voor te kom staan as deel van die familie. Dit vat baie van 'n mens, maar ek is seker elkeen het baie groot waardering dat jy kans gesien het daarvoor dit hanteer het. Geliefdes, ons gaan kyk na 'n lewensskets van Benny se lewe wat Willem vir ons opgestel het. Daarin sal julle hoor is Benny se gunsteling lied ook. En na daardie lewensskets gaan ek spontaan dan vir ons voorgaan met die foto en die seëngroet. En dan gaan ons dit sing in
Vlamlied 60, soos dit op die blaadjie aangebring is, wat 'n lied is wat op dieselfde melodie ook is. Die pragtige lied wat sê, U liefdeslied vir my. So ons kyk na die lewensskets, dan doen ons die foto met die seun groet staande, en dan bly U staan ook vir die sing van die lied. Dit is goed om die Here te loof, om U naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van U liefde te getuig, en elke aand van U trou. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde
van God ons Vader en die gemeenskap en die troostvolle werk van die Heilige Gees is by elkeen van ons. Op versoek van die familie staan ons vanoggend 'n paar oomblikke stil uit die woord van die Here by Psalm 8. Psalm 8, baie bekende psalm met 'n pragtige en 'n wonderlike inhoud. Daar is 'n gedeelte van dit op die blaadjie aangebring, maar dit is 'n kort psalm en ek sal graag die hele psalm aan ons wil voorhou. Voordat ons dit lees, kom ons buig die hoofde en dan vra ons ook dat die Here deur sy woord in ons harte sal werk. Ons Hemelse Vader, Here, ons het sopas gehoor en ons het gekyk na 'n lewe wat U geskenk het aan 'n vrou, aan kinders, aan kleinkinders, aan 'n suster, aan 'n familie en aan vriende. Here, en dan besef ons, ja, U liefde vir ons is oneindig groot, soos wat ons ook in hierdie lied gesing het. 'n Lied op die melodie wat geëcho het in Benny se hart, een van sy
gunsteling liedere. En Here, dan word ons voor U stil, in die wete, dat elkeen van ons vir U uiters kosbaar is, en dat U vir ons innig lief het, en dat U 'n besonderse pad ook met U kinders loop. Maar dan kom ons op 'n dag soos vandag, waar ons moet afskeid neem, maar juis omdat daar soveel liefde is dit dan vir ons verskriklik swaar, en is dit vir ons moeilik, en maak dit seer. Maar Here, dankie dat U dan in U liefde onder ons inskuif en ons omvou en U woord vir ons kom gee en deur U Gees in ons harte werk sodat ons U liefde kan indrink en ons eie kan maak. Ons weer eens net besef, maar soos U 'n lewe lank saam met ons loop U nie net deur die goeie tye nie, maar veral ook in die swaar kry tye 'n pad saam met U kinders. Ons weet U het dit so gedoen vir Benny. En ons weet, Here, dat ons aan die belofte kan vashou, dat U dit ook sal doen vir Esther en vir die kinders, vir die familie, vir elkeen van ons wat vir hom gaan mis. Here, en as U ons nou in die woord gaan lees, en dit 'n paar oomblikke gaan oordink, weet U dat dit vir ons moeilik is om te konsentreer en in te neem dit wat U vir ons sê, omdat die trane op ons wange is, omdat ons harte oorloop, en ons gedagtes dalk toegeslaan net voel. En daarom pleit ons dat U asseblief in hierdie oomblikke sal oorneem, en op die wonderlike manier sal werk, soos net U kan werk. En sal gee dat ons iets sal inneem en sal indrink van U woord, wat vir ons in die dae vorentoe naby sal bly, waaruit ons kan put, wat ons mekaar aan kan herinner, en wat ons kan weet, U vir ons in sal seën. Gaan dan nou vir ons voor, elkeen van ons wil luister, bemagtig ons dan deur die werk van U Gees in ons harte, om werklik in te neem. Amen. Psalm 8, so opskrifie is lof aan die Skepper, vir die koorleier met musiek, 'n psalm van Dawid. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en waar raakgieriges, tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mense kind, dat U na hom omsien. U het hom met net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ons lees hierdie psalm saam en ons gaan so 'n paar oomblikke met die hele psalm ook stil staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as jy so 'n paar oomblikke terugdink, wanneer laas het jy na jou asem gesnak? Wanneer laas het jy na asem gesnak? Nou, aan die een kant is dit dalk 'n baie maklike vraag om te antwoord, en aan die ander kant is dit dalk 'n baie moeilike vraag om te antwoord, want dit hang af hoekom 'n mens na jou asem snak, en wat
jou na jou asem laat snak. Fisies snak ons natuurlik na ons asem, wanneer ons vir 'n rukkie nie suurstof gekry het nie. Soos wanneer jy skielik op 'n baie warm dag in 'n ijskoue swembad spring en opkom vir asem, dan snak jy na jou asem. En dan is daar natuurlik die mooi dinge in die lewe wat ons eintlik ook na ons asem laat snak, so 'n paar oomblikke ons asems laat ophou. En veral die natuur, het daardie geneigtheid om so vir ons na ons asems te laat snak. En dis waarna Dawid ook in hierdie psalm verwys. En ek kan nou baie lank voortborduur op dit waarna hy verwys in hierdie gedeelte, die grootsheid van die natuur, van ons sterrestelsels, en dan tot in die kleinste, fynste besonderheidjie van elke blommetjie en van elke goggetjie. Maar ek is seker, soveel mense as wat hier sit vanoggend, soveel gedagtes is daar wat kan teruggaan, wanneer ons ook al na die natuur, en in die natuur, na ons asems gesnak het, verwonderd gestaan het, oor 'n sekere iets wat ons aangegryp het. Daar is soveel mooi, wat ons na ons asems laat snak. Maar ongelukkig, is daar ook slegte ervarings, wat ons na ons asems laat snak. En so is ek redelik oortuig, dat julle ook na julle asems gesnak het, toe die Here vir Benny kom haal het. Want die skok, laat 'n mens in daardie paar oomblikke eintlik asem ophou. Al het julle dit daar om die bed verwag, dit bly snak na asem, die oomblik wanneer dit gebeur. So daar is ook baie slegte ervarings, iets wat Dawid ook geken het, dalk baie ander situasies, maar hy verwys in hierdie psalm ook na vyande en teestanders. En iets daarvan probeer Dawid vir ons verwoord in Psalm 8. Wanneer hy sê, maar hy het hierdie twee uiterstes in sy lewe. Aan die een kant snak hy na sy asem oor die grootheid en die wonder van God. Maar aan die ander kant snak hy na sy asem oor die nietigheid en die kleinheid van ons as mense. Aan die een kant God se grootheid, soos hy dit in die skepping waarneem, en aan die ander kant sy eie menslike nietigheid, wat vir hom laat vra, maar wat en wie is ek? Wat is die mens dan in vergelyking met die grootsheid van God se skepping? Wat is ons in ons broosheid? Waar ons baie keer so uitgelewer voel in hierdie wêreld. 'n gedagte wat 'n paar keer weer deur hom in die psalms ook uitgelig word en ook deur ander skrywers, as Moses dit sê, ons eie nietigheid in Psalm 90, ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed, dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Die psalmdigter in Psalm 103 sê, die mens sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan, maar as die woestynwind daaroor waai, is dit weg, en sy plek vir altyd leeg. God laat toe, dat Dawid hierdie vraag vra, wat is die mens teenoor die grootheid van God? Maar die wonder van Psalm 8 is, dat God dit ook antwoord. Dat hy ook vir Dawid toelaat om 'n antwoord te probeer kry. Een persoon het geskryf oor Psalm 8, as 'n mens mooi kyk na hierdie psalm, is hierdie psalm eintlik opgestel in 'n ons kyk en 'n God kyk. Twee totaal verskillende maniere van kyk. Ons as mense se manier van kyk en God se manier van kyk. Ons kyk en ons sien ons eie nietigheid, ons eie broosheid, ons eie swaar kry in hierdie wêreld sien ons raak. God kyk en hy sien hoe wonderlik hy die mens gemaak het.
hoe wonderlik hy vir elkeen van ons gemaak het. En as 'n mens bietjie kyk na die struktuur van die Psalm, dan word dit vir ons eintlik wonderlik beklemtoon, want hierdie struktuur staan bekend as 'n sogenaamde omramingspsalm, waar die begin en die einde van hierdie psalm na dieselfde ding verwys, naamlik die grootsheid van God. Dis die raam waar binne hierdie psalm val, maar binne in hierdie raam word die prentjie dan eintlik geskilder van wie is die mens? Wie en wat is die mens? Maar hierdie raam en hierdie prent is een. Dit kan nooit los van mekaar gemaak word nie. God en mens saam. Met ander woorde, ons kyk na God en ons sien sy almag en sy grootheid. En binne hierdie raam van God se grootheid, ja, kan ons nie anders as om bewus te raak van ons eie nietigheid en van ons eie kleinheid nie. Maar wanneer ons in 'n bietjie meer detail kyk, dan ontdek ons eintlik wonderlik dat God ook anders kyk. En as 'n mens vat van vers 2 af, dan kom Dawid, dan sê hy, maar dat hy weet, God is ook binne in hierdie raam. Hy is ook binne in hierdie wêreld waarin ons leef. Hy is by elkeen van sy kinders elke oomblik. En dat wanneer ons na die skepping kyk, dan is dit so dat ons na ons asems moet laat snap. Maar dat ons in die skepping juis die Here self moet raak sien. Die Here wat dit vir ons gegee het. En hier is 'n hele woordspeling aan die gang, waarin ek nou nie in detail gaan vasval tussen die Grieks en die Hebreëus en alles wat hier gebruik word nie. Maar hier is 'n pragtige woordspeling wat sê, ja, God is die skepper, die almagtige van hierdie aarde. En ja, hy is in beheer van alles, maar baie, baie belangrik. Hy is ook die Here van ons harte, vir wie hy baie lief is. Hy is ook die Here wat toeganklik is. Hy is ook die Here wat wil naby wees by elkeen van sy kinders, bereikbaar wil wees. En hierdie gedagte bring vir Dawid eintlik in verwondering, in vervoering, as hy dink, maar hierdie groote God, wat by elkeen van ons wil stilstaan, wat in ons lewens teenwoordig wil wees, wat vir ons kom beloof in hierdie woord, die een belofte na die ander, dat hy sorg, en ons kan daarvan getuig, dat die Here in die verlede gesorg het. Ek dink julle as familie kan getuig hoe hy die afgelope paar dae al gesorg het. En dit gee vir ons die wete dat sy belofte dat hy in die toekoms sal sorg ook waar is. Want God is getrou aan sy woord. En Dawid snak as dit ware en as hy asem om te sê, sjoe, God, wat die planete, die aarde, die sterre gemaak het, vir elkeen van hulle 'n plek gegee het. Hoe groot is hy dan nie? Wat is die mens dan? Wat hy aan ons dink. Maar ons is vir hom baie belangrik. Dit word uitgespel alreeds in die woordjie wat hier vir mens gebruik word. Ons almal weet dat die woordjie mens in Hebreëus is die woordjie Adam, wat algemeen gebruik word, maar dit dui op 'n selfstandige mens wat sy eie ding kan doen en self kan regkom. En Dawid kom hier en hy gebruik 'n ander woordjie vir mens. Hy gebruik die woordjie anoos, wat juis wys op die mense se nietigheid, sy verganklikheid en sy broosheid. Daar waar ons baie keer uitgelewer voel in hierdie wêreld. En daarmee wil Dawid bloot vir ons sê, maar Here, U dink aan my, selfs in my sondige, brose en swakke menswees, doen U moeite om aan my te dink. Hoe wonderlik. En dan gaan Dawid verder, dat die Here nie net dink in ons in terme van sondige, brose en nietig nie. Nee, God dink totaal en al anders oor ons. Daar's 3 opmerkings wat Dawid in hierdie psalm maak. As hy sê, maar God het ons net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Hy het ons gekroon met eer en aansien en hy het ons aangestel oor die skepping. Wonderlik.
Dis hoe die Here na ons kyk. In vers 6 lees ons, hy het ons net 'n bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese. En dan dink ons dadelik, ons is 'n bietjie minder as die engele. Nee, dis glad nie wat hierna verwys word nie. Hier word nie verwys dat ons as mense 'n bietjie minder is as engele nie. Waarom nie? Want die mens is die kroon van God se skepping, die hoogtepunt van sy skepping, nie die engele nie. Ons is nie minder as die engele nie. Ou Afrikaanse vertaling het gesê, het hom bietjie weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. En ons kan teruggryp na Genesis, dat ons na die beeld van God geskep is. Ek en jy is nie God nie, ons is na die beeld van God geskep. Maar daar is geen ander wese wat nader aan hom is nie. Ons is net 'n bietjie minder as God gemaak. So spesiaal het elkeen van ons gemaak. En dan lees ons verder. Hy het ons nie net so gemaak nie, hy het ons ook met eer en aansien gekroon. Dit is hoe die Here oor ons dink. Dit wys vir ons hoe belangrik ons is vir hom. Maar dit wys ook vir ons hoe afhanklik ons is van die Here. Die wonderlikste voorbeeld van hoe God oor ons dink, het waar geword in Jesus Christus. God wat na ons omgesien het in Jesus Christus, wat onder ons kom woon het, wat Immanuel geword het, God met ons. En is Jesus Christus wat weer juis hierdie eer en aansien teruggebring het, wat hierdie sondige wêreld van ons probeer wegneem het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dis nog waar ons aan 'n dag soos vandag ook vashou. Hy het vir ons met eer en aansien gekroon, net 'n bietjie minder as homself gemaak. En waar die sonde dit van ons wou kom stroop, daar stuur hy sy seun, om ons in eer en aansien te herstel, sodat ons weer die beelddraers van God kan wees in hierdie wêreld, weer 'n ereplek kan hê en uiteindelik die beste ereplek kan hê, naamlik om in die teenwoordigheid van God ook te wees na hierdie aardse lewe, om die ewige lewe te kan hê. Wat is die mens dat u aan hom dink? Ek dink die antwoord het vir Dawid so bietjie onbegryplik gebly. Dit bly vir my altyd nog onbegryplik. Dink vir baie van ons wat ons geloof ernstig opneem en daaroor dink met tye. Wat is die mens dat God aan my, aan 'n Benny, aan Esther, aan jou, dan kan ek elke van die kinders met almal se name doen, dink. Maar die wonder is, die kontras is juis so groot, om te beklemtoon, ons is juis vir die Here ook alles. Ons is vir hom uiters spesiaal. En ek dink ons moet dit vandag weer en weer hoor. Ons moet ja as mense nooit ons eie nietigheid vergeet nie. Ek dink ons is baie deeglik bewus vandag daarvan met Benny se heengaan. Vir ons wat agterbly, ons moenie vergeet van ons afhanklikheid van God se sorg nie. Waarvan ek seker is julle ook baie bewus is, dat 'n mens nie uit jou eie krag kan aangaan nie. Dat jy nie hierdie seerkry pad waarop 'n mens nou geplaas is, alleen kan loop nie. Maar dat jy juis in jou swakheid, in jou nietigheid, na die grootte God kan gaan, wat tot alles in staat is. Elke traan kan afdroog. Hierdie verskriklike seer, oor baie tyd heen, so 'n bietjie meer draaglik kan maak. Dit is waar ons ontdek, dat waar ons swak is,
God sterk is. Dit is waar ons ontdek, dat waar ons in ons nietigheid nie weet waarheen met ons seer nie, dat God ons weer sal verhoog. Dit is waar ek besef, wat Jesus gesê het, geseënd is jy, wat weet hoe afhanklik jy van God is. O ja, Psalm 8 ons. Ons sien, soos 'n Dawid, die raam. Ons grote God, wat tot alles in staat is. En binne hierdie raam, vasgehou deur hierdie raam, is ons mense, in die teenwoordigheid van God. Dit moet ons na ons asems laat snak. Ek besef, ek is nie alleen nie. Die almagtige God van hemel en aarde sal ook die Vader wees, wat vir ons sal versorg, met elke asemteug wat ons neem. Mag ons hierin dit in oorvloed ook ervaar. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Psalm 8 is 'n psalm van verwondering, wat 'n mens wil laat nadink. En as ons daaroor dink, en oor u grootheid dink, en daarin eintlik ons eie kleinheid sien, dan wil ons so half terugdeins. Maar dan kom u en sê nee, maar onthou, ek kyk anders na jou. Ek wat jou gevorm het, jou gevorm net 'n bietjie minder as myself. Na my beeld, sê u vir ons, het u ons gemaak, het vir ons met eer en aansien gekroon. U laat ons heers oor die werke van u hande. So kosbaar is ons vir u. En daarom weet ons ook, Here, omdat u so oor ons voel, en omdat u so aan ons dink, sal u ook na ons omsien. En daarom kan ons met vrymoedigheid ook bid, en weet, dat wanneer ons bid vir Hester, dat u vir haar sal versorg, dat u, Here, u genadehand oor haar sal hou, en dat u, Here, vir haar sal gee, elke oomblik wat sy nodig het. Ons kan bid, Here, vir Estelle, vir Corneille, vir Bram, en weet, Here, maar u ken hulle harte. 3 persone, Here, elkeen met hulle eie persoonlikhede, met hulle eie gevoelens en emosies. Here, en u sal ook na hulle omsien, soos net u kan. So ook vir Benny se suster, wat alleen oor is, en wat daardie hartseer het van 'n kringetjie wat kleiner en kleiner geword het. En skielik is sy alleen. Maar dankie, Here, dat sy kan weet, sy is nooit heeltemal alleen nie, want u is by haar. Hier sit skoonkinders en hier sit kleinkinders. Here, wat elkeen op hulle eie manier ook treur. Dankie, Here, dat u ook na hulle omsien. En elkeen van die vriende, wat ook gaan verlang, wat ook hartseer is, dat u, Here, elkeen van ons by die naam ken, en wonderlik sal werk. Dankie dat elkeen van ons vir u spesiaal is. En dankie dat ons hier kan uitgaan vanoggend in die wete dat ons nie is met mense sonder hoop nie, maar dat ons juis aan u kan vashou, want u het ook deur ons Here Jesus Christus vir ons in eer en aansien herstel. En dat ons uiteindelik ook deel kan hê van die ewige heerlikheid by u. Dit wat ons weet, ben nie nou in deel, omdat hy self daarvan getuig het met 'n volle oorgawe. Here, ons kom pleit dit alles in u kosbare naam. Amen.
Geliefdes, ek hou aan u voor die persone wat as draers opgetree het hier by die kerk, maar ook weer by die graf. Ek hou dit net voor vir kennisname. As draers is Bram as seun, Rupert die broerskind, dan die 3 kleinkinders, Wilhelm, Dietrich en Rasmus, en dan die 2 skoonseuns, Dietrich en Philip. Ons gaan sluit hier in die huis van die Here. Voor ons dit doen, wil ek u vriendelik uitnooi na die verrigtinge daar by die begrafplaas, dat u ook na ons kerksaal kan terugkom, hier regoor kan die pad, waar daar verversings vir u reggemaak is. Indien u verkies om nie begrafplaas toe te gaan nie, maar graag vir die familie wil wag, is u baie welkom om daar by die dames ook aan te sluit. Het ek een verkeerd? Ek sal nou gehad. So ja, is baie welkom by die tee. Dan wil ek ook net noem, ek is nie seker nie Johan, maar daar is nie verkeer wat ons gaan help nie. So ons gaan na die boonste begrafplaas daar by die hoërskool. So as die stoet opgebreek is, asseblief, die verkeer kan ons nie help vandag nie, dat u dan maar net kyk dat u daar uitkom. Voordat ons dan sluit deur die troostbrief te lees, gaan ek geleentheid gee vir die huldeblyk. Wie gaan dit vir ons doen? Môre almal. Ek gaan nou 'n woord sê oor Ruben, om net eers sy brief wat Bram en sy kinders vir my geskryf het en julle voorlees. Vandag staan ons hier as familie en vriende met sware harte, want ons voel al klaar die gemis, maar ook met groot dankbaarheid vir 'n lewe een lewe met soveel betekenis. Ons neem afskeid vereers van 'n man wat vir ons meer as net 'n eggenoot, 'n pa, oupa en 'n vriend was. Hy was 'n leermeester, 'n grapmaker, 'n fanatiese braaier en hoenderpotjiemaker, 'n digter, 'n woordsmid, 'n filosoof en 'n vaste pilaar van geloof. Hy het altyd vir sy kinders benadruk om op ons knieë te bly, want God is liefde en hy staan in die hoof. Selfs in moeilike tye kon hy 'n glimlag bring. Hy het ons geleer dat die lewe nie net ernstig geleef hoef te word nie, maar met dankbaarheid, humor en perspektief. Hy was gretig om lewenslesse met ons te deel, en een van sy grootste passies was om by familie en vriende uit te kom en avonture te reël. Sy raad wat eenvoudig geklink het, was diep gewortel in omgee en wysheid. Al het ons soms gedink kaptein Benny was besig om te baklei, weet ons hy wou net in die waarheid en die moeilikheid lei. Sy familie was sy vriende en sy vriende sy familie, sy trots, sy vreugde, sy rede om aan te hou. Ons sê dankie vir jou en ons liewe Vader, dankie vir die liefde, die lesse, die lag, die herinneringe wat vir ons altyd saam sal dra. Ons neem afskeid, maar ons sal jou altyd onthou. En die dinge wat jy ons geleer het, en die waardes wat jy geleef het, en die liefde wat jy so vrylik gedeel het. Rus en vrede, Boekie, oupa Benny. Jy sal altyd deel wees van ons harte. Bram, jy het alles perfek vasgevang oor wie jou pa was, en waarvoor jou pa geleef het. En ek dink ons is familie en as sy kleinkinders wat moet aangaan. Ek dink hy sal happy wees as hy kyk van waar hy kyk en hy sien ons traai doen wat hy gedoen het. Hy het probeer of hy dit reg gekry om, al het hy nie veel gehad nie, om in sy kar te klim en by almal uit te kom. En ek dink ons moet daai traai. Ek dink hy was 'n ongelooflike voorbeeld vir ons almal, omdat hy so familiemens was, om seker te maak dat almal by mekaar bly. Dan is ons wag weer. Sterkte
Love you. Baie dankie. Die afskeidsbrief is dan aan u voorgehou. Kom ons sluit dan deur te staan en dan sing ons die tweede lied wat daar vir ons aangebring is op die blaadjie. Dan bly u staan vir die uitspreek van die seën en waarna ons die familie eerste geleentheid gee om die kerkgebou te verlaat. Ontvang die seën van die Here. God die Vader sal u altyd lief hê. God die Seun sal u altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en u in sy waarheid lei. Amen.